Nou ons gaan vir julle nou 'n liedjie sing en pastoor Steve sal vir julle verduidelik waarom ons dit sing. Pragtig, baie dankie aan die span, dankie dat u nie klippe gooi nie, ons waardeer dit, dankie. Maar is dit nie waar hierdie woorde nie? Is ons nie eintlik maar almal soekers nie? Soekers na beter dinge. Soekers miskien na groot genade. Soekers na die volmaakte. Soekers na daardie plek waar daar geen misdaad is nie, sal dit nie kosbaar wees nie. Sonder slaggate, paaie sonder slaggate. Ons is eintlik maar almal soekers. Ek wonder hoe voel dit om te slaap, jare terug, met jou kamer se vensters wat oop is. Nie nodig om 'n alarmstelsel aan te skakel nie. Nie 'n veiligheidsheining om 'n mens se huis nie. Ons is nou dank die Here soos Tommy hulle gesing het, dit is dit Koos wat hierdie liedjie gesing het, eintlik Koos, Tommy vanmôre, Koos en Tommy, hulle is in elk geval broers. Ons is wel nie kinders van die wind nie. Ons gaan nie deur die winde van die lewe heen en weer geslinger word nie, amen. Amen, ons gaan nie. Want die God wat ons dien, in wie se hande ons is juist die God wat die winde gemaak het, halleluja. Kan ek hier terugneem daarna Matteus 8 van die Here Jesus wat daar op die see van Galilea is en hoe die wind dan en die see en die golwe begin opsteek en dan staan die Here Jesus op en dan is daar kalmte. Halleluja. Maar tog in ons binneste is ons soekers na iets beters, na iets mooiers. Ek wil graag vir u lees vanuit Openbaring 21, net vers 1 tot 5, Openbaring 21, en mag ek net vir u sê, baie dankie, vir u wat vanmôre hier is. Dis 'n lang naweek, en dan is dit nog 'n Saterdag ook, so,
dis totaal uit lyn uit om op 'n Saterdag kerk te hou. Dis net nie 'n mens se geaardheid nie, né? En u is vanmôre hier. Mag die Here u ryklik seën. So baie jong mense. Dankie vir ons ouens wat besig is. Baie van ons is al in die vertreksaal. Soos op pad hemel toe. Nuwe Jerusalem tegemoet. Halleluja. Maar dankie vir so baie jong mense wat vanmôre hier is. Saam met ons. Mag die Here u seën. Openbaring 21, daar vanaf vers 1. Paulus is op die eiland van Patmos verban as gevolg van sy godsdiens, omdat hy die Here liefhet. En daar in 'n eensame grot, blykbaar, verskyn die Here aan hom en hy gee vir hom hierdie openbaring. Hy sê en onthou hierdie is nou toekomsgerig. Dis toekomsgerig, dis dinge wat vir ons in die toekoms wag. Nou ons as Pinkster kinders van die Here, eintlik enige kind van die Here, ons verwag die koms van die Here enige oomblik, nie waar nie. Amen. 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 Maar hy sê so, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. En die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. Nou ek is jammer vir u wat nou lief is om vis te vang. Daar gaan nie 'n see in die hemel wees nie, die nuwe stad Jerusalem nie. Maar amen. Nee, daar gaan groot mere wees in 'n deel van die see, maar al die ongemak wat 'n see vir mens bring en voorspel of eintlik wat daai geweldige golwe veroorsaak, dit sal nie meer daar wees nie. Dan sê hy, en ek, Johannes, die Here het dit vir Johannes gegee om oor te dra aan die hedendaagse kerk aan vandag. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel. Toe berei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by sy mense. En hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees. En let op wat sê die Bybel. Hy sê en God self sal by hulle wees as hulle God. God self. Die God wat u vanmôre aanbid het. Die God wat ek en jy partykeer die gordyne van oopmaak om te kyk, ons hom nie miskien sien nie, sal self daar wees in sy heerlikheid. God sal self by julle wees. En God sal al die trane van hulle oë afvee. En daar sal geen dood meer wees nie. Ook die droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Die eerste dinge, dit wat heiliglik gebeur, het verbygegaan. Met ander woorde, daar is 'n vervaltyd aan ons lewe op aarde. En dan hierdie mooi woorde. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. Hy wat op die troon sit het gesê, en kyk, ek maak alles nuut. Geliefdes, op hierdie pragtige versoeningsdag of geloftedag, weet u dat die huidige tendens in Gauteng, en ons neem hulle nie kwaadlik nie. As daar 'n geleentheid is, nou ja, dan neem 'n mens dit te baat, né? As daar so 'n geleentheid is. So ons neem die mense nie kwaadlik nie, maar die huidige tendens onder ons mense is, ons verhuis. Ons immigreer. Party gaan nou net so ver en hulle gaan tot daar in die Kaap. Want blykbaar is dit daar mooier en beter. Amen. Nou verstaan ek hoekom stem jy saam nie. Ons wil in Gauteng bly. Amen. Maar kind van die Here, hierdie soeke wat die mens het waarmee ons heiliglik te kamp het, u sien dit maak nie saak waar ons kom nie, daar gaan daar steeds rommel wees. Net baie minder. Maar ek dink dis tyd, kinders van die Here, laat ons ernstig begin bid. En dalk het u al vir volgende jaar se verkiesing. As ons net deur Boksburg ry, hierdie mooi tans wat 'n mooi stad was. Boksburg Noord moet nie eers deur ry nie. Kan 'n mens nie glo 'n land kan so verval nie. So dalk moet ons bid vir die verkiesing vir volgende jaar. Nie ons wil nie, maar God se wil sal geskied.
Maar hierdie soeke wat in 'n mens het, ook waar jy ook al gaan, daar gaan teëspoed wees. Orals, in elke land, is daar 'n polisieeringsstelsel. En hoekom is die polisie in elke dorp? Omdat daar misdaad is. So ongeag waarheen u en ek trek, daar is polisieering, want daar is misdaad. Daar is bende geweld. Daar is korrupsie, moord. U sien, die groot probleem is, kinders van die Here, is dat Satan is nog nie gebind nie. Hy is nog vrylik aan beweeg oor die hele aarde. Satan is wel oorwin aan die kruis deur Jesus Christus, ons redder en ons verlosser en ons zaligmaker. Het U hom lief vanmôre, halleluja. Wonderlike Here, amen. Ons het U lief, Here. Dis hoekom ons hier is, om die Here te aanbid. Hy is nog los, hy het vrye teels. Ek probeer dit altyd so uitdruk. Hy is onder beheer van die lewende God. Moenie 'n fout maak nie. Hy is nie landsgod nie. Hy is onder God, halleluja. Hy is onder die Here. Die Here beheer hom. Maar die Here het hom nog 'n laaste geleentheid gegee, lyk vir my, volgens die Bybel, om sy ding te doen. Die woord van die Here sê vir ons, hy loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. Hy is juis geoormerk. Dis sy aard, dis in sy hele wese om te slag en te steel en te verwoes, om huwelike te reineer. Dis wat hy wil doen, dis sy werk. En hy doen dit goed, kinders van die Here. Hy doen dit goed. Maar hoor wat sê die tweede deel van die vers. Johannes 10 vers 10 sê, maar Jesus het gekom om lewe en oorvloed te kom gee. Halleluja. Jesus, om lewe en oorvloed te gee. My sussie woon in Bloubergstrand en haar dogter Tianet, ons het 'n baie goeie oop verhouding. Sy stuur vir ek en Amanda enige foto. Nou weet ek nie wat is fout met haar nie. Daar moes iets iewers fout gegaan het. Maar sy stuur 'n foto wat geneem is van Bloubergstrand af, so oor Tafelberg. En sy sê nou vir ons, sy sê, kyk tog, hoe mooi is dit in Kaapstad. Toe gaan ek en Amanda en ons neem 'n foto van Mynhoop, en ons stuur dit vir haar. En ons sê vir haar, ja, ons het tog Mynhoop. Jy het niks. Jy het nie Mynhoop nie, 'n mooi Tafelberg. Maar kinders van die Here, ek weet of u gesien het nie. Dalk die slim ouens kan vir my sê, maar dit lyk vir my tot die mynhope word weggedra, want ek sien hulle word al minder. Halleluja. U sien, die Satan is ons moeilikheid. Maak nie saak waar ons gaan nie. Daar gaan ons moeilikheid kry. Dit is dan ook hierdie soeke na iets beters, wat aanleiding gegee het tot die groot trek. So in 1834, vir ongeveer 20 jaar, tot 1838. En die groot trek, as ons praat van die groot trek, terwille van ons jonger mensies, wat miskien nie lekker weet nie, wel ek was ook nou nie daar nie, want dit het hier in 1834 plaasgevind. Die groot trek verwys na 'n massa migrasie van Kaapse Nederlands sprekende burgers, wat Suid-Afrika of die binneland ingetrek het, op soek na vryheid, na beter weivelde. Juist daar, waar daar nie korrupsie en onderdrukking en daai tipe van ding is nie. Kan ons 'n bietjie infokus net vir 'n paar minute vanmôre op versoenings, op die slag van Bloedrivier, omdat dit juist die rede is, hoekom u en ek vanmôre hier is, om daardie belofte ook te herhaal en te bevestig. As ons fokus op die slag van Bloedrivier, op die 16de Desember 1830, het plaasgevind in die omgewing van Utrecht, in die distrik van Utrecht. Die geskiedskrywer sê vir ons, daar was ongeveer 464 persone in die voortrekkerlaar, teenoor 'n massa veglustige manne,
wat so in die omgewing van 10 en 15.000 saamgetrek het om hierdie boerelaar. Ek wil net weer vir u sê, waar is my vriend Mark? Daar is hy. En hier is Patrick voor hom met sy hele gesin. En dankie, hierdie is nie 'n rasse saak nie, kinders van die Here. Dit is nie hier oor geslag of oud of jonk, oor wit of swart nie. Dit is nie regtig waaroor dit gaan nie. U het gehoor verlede jaar hierdie tyd, as u reg kon onthou, sal u onthou het ons met u gedeel, die Here met ons gedeel oor die feit, dat dit eintlik 'n oorlog was, wat in die geesteswêreld plaasgevind het, wat net op aarde geveg was, tussen die mag van die duisternis en die mag van die lig. Dis wat dit was. Maar hulle sê vir ons, daar was ongeveer 474 mense in hierdie laar gewees, teenoor, soos ek gesê het, veglustige manne, tussen 10 en 15.000 ry, wat om hierdie laar saamgetrek was. Die geskiedskrywers leer ons, en hulle sê vir ons dat die laar, wat deur Andries Pretorius saamgestel, wat kommandant Pretorius destyds, was eintlik baie strategies geleë. Maar onthou die getalle, en onthou net, daar was die AK-47's, en ligte masjiengewere gewees destyds nie. Dit was wat die ou voorsannas. Een skoot skiet en dan moet hy eers herlaai word. Teenoor 'n oormag van veglustige manne. Onthou net, kinders van die Here, hierdie manne kom toe al 'n klompie jare saam, en hulle het al hoeveel voortrekkers uitgemoor. En hierdie voortrekkers se gedagte was juis om die binneland in te gaan, en ons glo nog, en die geskiedskrywers glo, dat dit was om die evangelie van Jesus te verkondig. So dis waaroor die mag van die bose in opstand gekom het, en hulle wou uitwis, is dat Jesus Christus nie verkondig kan word hier in Transvaal en Natal en die Vrystaat nie. Hedendag Gauteng. Maar hulle sê die laar was baie strategies opgeslaan. Blykbaar aan die een kant was die 'n sytak van die Buffelsrivier wat gevloei het. Destyds was die Nkomo rivier, en dan aan die ander kant was daar 'n groot donga gewees, wat so in 'n V-vorm by mekaar gekom het, en in hierdie V-vorm was hierdie laar saamgetrek. Maar wat vir my baie kosbaar was, alhoewel dit so strategies geleë was, hierdie plek van die oorlog wat nou gaan kom, strategies geleë was, het hierdie laar, die voortrekkers, besef hoe afhanklik hulle van die lewende God is. Tot so 'n mate dat hulle 7 dae voor die slag van Bloedrivier het hulle al by mekaar gekom, en elke oggend onder leiding van Andries Pretorius het hulle 'n gelofte afgelê teenoor God. Ek kan vra dat ons gemeentebestuurder, pastoor Sam na vore sal kom, net vir ons die gelofte kom voorhou asseblief. Dis 'n voorreg om u saam met ons te hê. Dankie pastoor. Ek gaan nou vanoggend in so half in lyn met waaroor ons praat vanoggend, gaan ek julle vra of ek bietjie voor op die wa kan wees vanoggend. En ek gaan vra dat julle opstaan vanoggend, as julle nie sal omgee nie. Gaan net die gelofte lees soos pastoor Steve het versoek het, en dan gaan ek net vir ons 'n gebed doen, en dan gaan ek weer oorhandig aan pastoor Steve. Hier staan ons voor 'n heilige God van die hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, as hy ons sou beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal deurbring. En dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag. En dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis ook, vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Kom laat ons saam bid. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, ons staan vanoggend weer bietjie op onthouse vlakte. Here, ons onthou hoe Jabes gebid het en gesê het, Here,
Dat U asseblief die onheil van hom sal afweer en dat U sy grondgebied sal vergroot. Ons onthou vanoggend weer 'n bietjie hoe Joshua uitgeskree het, Here, laat die son stil staan, dat ons hierdie stryd kan klaarmaak. Here, in hierdie oomblik onthou ons ook weer vanoggend 'n paar manne, vroue en kinders wat bymekaar gekom het en wat uitgeroep het en gesê het, Here, ons het U nodig in hierdie tyd, Here. En ons sien, Here, bo alles, hoe U in elkeen van hierdie gevalle, Here, hoe U die gebede van die wat na U toe hardloop, hoe U elkeen van daai gebede verhoor het. Ons wil bid vandag, Here, en ons wil vra, Here, dat U ook ons gebed sal verhoor. Waar ons vandag by mekaar kom, Here, waar ons 'n dag van versoening, Here, vier, wil ons vra, Here, dat bo alles die hand van die Here oor hierdie land van ons sal wees, oor elkeen van U geliefdes sal wees, oor elkeen van U kinders sal wees. Ons plaas hierdie land vandag, Here, onder die bloed van Jesus. Ons vra, Here, dat ons weer sal terugkeer, Here, dat ons weer op ons knieë sal staan, dat ons sal opkyk na 'n lewende God en sê, Here, U is ons God, U is ons redder, U is ons verlosser, U is ons saligmaker, en daar is geen naam bo U naam nie. Laat Suid-Afrika weer geken sal word as 'n land wat die Here dien. Ons sê vir U dankie vanmôre, dat ons U naam bo alles kan loof en prys en eer. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Dankie pastoor. Dankie pastoor Sam, baie dankie, kom ons neem ons sitplekke, baie dankie. Ek dink ons ken almal die uitslag, en die van u wat weet hoe die slag verloop het, jy kan gerus bietjie op internet net daarna gaan kyk, maar ons ken die uitslag van hoe dat daar uiteindelik 3000 van hierdie veglustige manne ongelukkig moes gesneuwel het, as gevolg van die werking van Satan. En in die boerelaar, of in die laar, was daar 3 persone wat net seer gekry het. Wat 'n groot God dien ons nie. Wat 'n groot God. Wat 'n groot God. 'n Bybelse persoon wat hierdie verwagting, of hierdie soeke na iets nuuts, vir ons pragtig kan uitbeeld, vind ons in die Ou Testament, die Ou Testamentiese figuur Abraham, wat leer, die Bybel sê, Abraham het uitgesien na die stad met stewige fondamente. Abraham al destyds uitgesien na 'n stad met stewige fondamente, wat deur God self ontwerp en gebou is. Ons lees dit weer. En Abraham het uitgesien na 'n stad wat God self ontwerp en gebou het. Hebreërs 11:10. Hoor wat sê Hebreërs 13:14 sê so: Ons het hier op aarde geen blywende stad nie. Ons hunker na die komende stad van God. Halleluja. Ons hunker na hierdie stad van God, waar God is, waar hy in beheer is, waar ons ontslae sal wees van al die rommel, van korrupsie, van al hierdie dinge. Jesaja 15 of 65 vers 12 sê so, sê die Here al destyds gesê vir Jesaja, kyk, ek skep nuwe hemele en 'n nuwe aarde. Halleluja. Die ou dinge gaan verby. Hy sê alles het nuut geword. 2 Petrus 3 vers 13 sê iets moois. Hy sê, ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid sal woon. Wat 'n voorreg vanmôre. Kyk wat wag vir ons kinders van die Here. Alhoewel soos wat Koos en Tommy sing, ons is soekers. Soekers, is reg, ons is soekers. Soekers, ons laat nie die winde ons heen en weer waai nie, maar dankie dat u soek. Soek saam met my na God se heerlikheid. Wat ek bedoel, ons weet wat dit vir ons wag, maar kom ons leef in 'n verwagting van dit wat gaan kom. Paulus se hartsbegeerte was so mooi. Hy sê so, hy sê, ek het 'n begeerte om heen te gaan en met Christus te wees. Want dit is verreweg
die beste, om saam met Christus te wees. En Paulus kan dit sê, want u sal onthou 'n paar jaar voor dit, was hy in Lystra doodgegooi, gestenig, doodgegooi. Hulle het hom buite gelaat. En toe die kinders van die Here, kosbaar, ons connect of ons tienergroepe, hoe dit ook al sê, en die kinders van die Here om hom gekom, sy broers, sekerlik het hulle vir hom gebid, want ons lees die volgende dag was hy terug in Lystra, het hy die evangelie weer gaan verkondig, nadat hulle hom doodgegooi het. Kosbaar. En hy sê, toe hy daar gesterf het, was hy in die hemel, in die paradys. Hy sê so, hy was weggeruk tot in die derde hemel, waar hy in die paradys was, waar hy dinge gehoor het, waar hy dinge beleef het, wat geen mens, wat daar nie woorde is, wat 'n mens kan uitdruk, hierdie heerlikheid, wat op my en jou wag nie, halleluja. Kosbaar. 1 Korintiërs 2:9 sê hierdie mooi woorde. Sê so, wat geen oog gesien het nie, wat geen oor gehoor het nie, wat in die hart van die mens nie opgekom het nie. Dit het God voorberei vir ons wat hom liefhet. Kosbaar, kosbaar. So met die tong en die kies. As die Here u oorgemerk het om in Gauteng te bly, hou vas, byt vas. Weet net, daar kom beter. Halleluja. Iets beters is vir my en jou op pad. U wat Kaaps toe gaan, weet net, daar is ook nog beter as dit. U wat immigreer, weet net, daar is nog beter as dit. Halleluja. Daar wag vir ons iets kosbaars. Kinders van die Here, onthou net, my en jou soeke sonder Christus. Mag ek dit herhaal? My en jou soeke sonder Christus, mond uit in 'n aardse bestel, of maar net 'n volgende aardse stad, waar daar miskien minder korrupsie is, maar dit sal daar wees. Waar polisieering miskien nie so streng is nie, maar is tog daar, wat 'n bewys is, daar is misdaad. Ons soeke sonder Christus lei vir ons na 'n aardse stad, waar ongeregtigheid steeds aan die orde van die dag is. Luister wat sê die Here vanmôre vir my en jou. Dit is vir my kosbaar. Dit is vir my so kosbaar, kinders van die Here, dat hierdie gedagte het die Here vir my gegee om vir u te gee vanmôre. Ek het voor die Here, ek het dit nie van internet afgetrek nie. Ek het 'n paar datums van die groot trek, net om my geheue te verfris, van internet gaan afhaal. So iets vanmôre op die regte plek. Dis nie iets wat 'n dominee of 'n pastoor of een of ander iemand gesê het wat ek vanmôre vir u kom herhaal nie. Is wat die Gees van God vir ons wil sê vanmôre, halleluja. Die Gees van die Here wil sê, ek bring vir jou iets nuuts, man. As iets nuuts vir jou op pad, hou vas, byt vas. Moenie nou los nie, moenie nou los nie, is te laat, moenie nou los nie. Daar wag iets kosbaars vir ons. Jammer dan maar. Ek sal my gedra. Openbaring 21 sê so duidelik. Hy sê, kind van die Here, daar wag vir jou 'n nuwe hemel. Daar wag vir jou 'n nuwe aarde, waarin geregtigheid sal seëvier. Daar wag vir my en jou 'n nuwe stad, Jerusalem, halleluja, waarin God self by ons sal woon, halleluja. Wat 'n voorreg vanmôre. Baie keer bid 'n ou maar, ek weet nie, miskien net ek. Baie keer bid ek, en ek weet God is oral. Deur die Gees van die Here is hy oral. Maar baie keer bid ek, en sê ek, Here, ek wonder of u hoor. Dalk moet ek die kantgordyne net ooptrek. Here, dalk sien ek u net iewers. Maar gaan 'n dag kom, kind van God, wat ek en jy voor hom gaan sit, voor hom gaan staan. En ek dink ons sal so aan sy been kan vat. Halleluja. Dat ons sy liefde sal beleef. Wat hy sy hand fisies
op wat jy jou skouers sal sit, en mooi so 'n goeie getrou dienskneg. Oor min was jy getrou, oor veel gaan ek jou aanstel, halleluja. Wonder, Here, ek maak alle dinge nuut. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, alles het nuut geword. Jesus kom, en hy beloof, hy gaan vir ons 'n plek voorberei. Hy sê, as ek gegaan, daar in Johannes 14 vers 3, Johannes 14 gaan lees dit, waar die Here Jesus sê, ek gaan die hemel toe om plek voor te berei, en as ek gegaan het, dan kom ek weer, dan kom ek julle haal, om vir ewig saam met julle te kan wees. Dan vra u vanmôre, prediker, maar is hierdie regtige stad? Dan sê ek ja. Dit gaan dalk iets wees, soos Johannesburg, baie vroeër jare, toe jy nog in die nag in die strate kon hande vashou, jy en jou meisie kon stap, halleluja. Wat daar nie rommel is nie, wat daar nie misdaad is nie. Ek kan nie glo nie. Willie sê vir my, Pastoor Willie, hy sê jare terug het hy en sy vrou in Boksburg se strate in die aande gaan window shopping doen. Ek kan nie glo dat dit die waarheid is nie. Willie, het dit regtig gebeur? Ja. Daai tyd kom terug. Die Bybel praat van die stad, die nuwe stad Jerusalem, 2200 kilometer. 2200 kilometer is die stad se lengte, en die stad se breedte, en die stad se hoogte. Ek weet nie of daar huisers gaan inwees nie, maar God gee dat daar huisers in daai stad sal wees, anders dan gaan ons baie oefening kry. Halleluja, halleluja. Kinders van die Here, dis die waarheid. Dis 'n werklike stad waarin ek en jy gaan woon. Ek wil afsluit en ek wil nie 'n ou ding herhaal nie. Ek wil net vir u sê, vir my, Steve glo. Ek glo met my hele hart. Rina weet nou al, Amanda, dis vir haar 'n ou storie. Ek glo met my hele hart. As ek in die hemel kom, die heel eerste ding wat ek daar gaan beleef, die Here Jesus se genade en liefde en vrede, en dan gaan hy my beduie na 'n golfbaan toe. Hy gaan sê, Steve, jy wil jou hele lewe lank golf gespeel het, maar jy het nie tyd gehad nie, jy het nie geld gehad nie, daar was nie plek nie, daar was nie tyd nie. Steve, hier is jou golfbaan, ek stuur 'n engel, dalk engel Gabriël, om vir jou te help om golf te speel. Halleluja, halleluja. Broer, suster, een ek, ons gaan nie engeltjies wees in die hemel nie, hulle is daar. As hulle op die wolke wil rondsweef, laat hulle sweef. Hier is 'n werklike stad, waar jy en ek gaan inwoon, waar daar vrede en veiligheid en genade. Tommy, ek gaan nou afsluit, my boet. Die voortrekkers moes sekerlik baie biltong droog gemaak het, hulle tyd. Sekerlik baie beskuit gebak het. Ek dink baie van hulle moes gaan leer het hoe om 'n ossewa te bou. Baie van hulle moes hulle families gemotiveer het, ooreed het, om saam te trek. Oor jare heen het hierdie ding opgehoop. Maar dank die Here vir versoeningsdag, vir versoening wat plaasgevind het. Dankie vanmôre, jy en ek het nie nodig om baie beskuit te bak of biltong te maak nie. Nie nodig om 'n ossewa te gryp nie, want die bloed van Jesus Christus, die Seun van die Allerhoogste God, bring vir my en jou redding en verlossing en versoening. Die bloed van Jesus neem my en jou in hierdie nuwe stad Jerusalem in, halleluja, sonder veel moeite. Hebreërs 9:12 sê so, sê en hy Jesus het met sy eie bloed vir ons 'n ewige redding, 'n ewige verlossing bewerkstellig. Hy Jesus, hy is die weg en die waarheid en die lewe. Hy is die deur na die Vader. Is nie nodig vir my en jou om rond te trek, om soekers langer te wees nie. Nuwe Jerusalem wag vir my en jou. Hy wag vir my en jou, my boetie, my sussie. 'n Laaste skrifdeel, 2 Korintiërs 5:21, dis ongelukkig nie op die blaadjie nie. 2 Korintiërs 5:21, want hy het hom,
God het Jesus, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, hoor mooi. Daar's 'n nuwe tendens wat sê Jesus het ook gesondig. Daarom verstaan hy my sondig. Dis onbybels. Jesus het nie gesondig nie. Seun van God. In Herren is hy God en God sondig nie. Dis nie sy geaardheid nie. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons, hoor mooi, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg vanmôre. Wil jy net 'n oombliekie saam met my staan as u wil nie? Kan ons net vanmôre vir die Here Jesus uit die hart uit sê, en dan gaan pastoor Raymond vir ons dagmaal bedien. Net sê dankie Here vir dit wat u vir ons gedoen het. Dankie Here vir u groot genade. Dankie vir Jesus wat u gestuur het. Dankie dat Jesus gekom het. Dankie vir die bloed wat kom vloei het. Here, sodat ons die nuwe stad Jerusalem deelagtig kan word. Wat 'n voorreg. Ons eer u. Ons eer u vanmôre, Here. Ons eer u. Ons eer u in Jesus dierbare naam. Baie dankie. Neem gerus die sitplek en dankie pastoor. Sy. Nou net aan te sluit by pastoor Steve. Weet jare terug was hierdie dag verander na Versoensdag wat eintlik so 'n mooi naam is. Want die grootste versoening wat daar moet kom en wat daar moet wees, is die versoening tussen God en mens. Jy weet, en Jesus het vir ons daai versoening gebring. Ek wil net dat ek net eers my foon oopmaak. Daar's hy. Jesus het gesterf aan die kruis. Hy was in die graf en hy het opgestaan en die disippels hoor hy het opgestaan en in Matteus 28 vers 6 het hulle hom gaan soek. Die 11 disippels was van Jerusalem af terug Galilea toe. Daar het hulle Jesus op die berg gaan soek soos hy gevra het. Voor die tyd het hy gesê hierdie goed gaan gebeur en as dit gebeur en ek het opgestaan, gaan soek my. En ewe skielik onthou hulle, hy het gesê gaan soek my op die berg en hier vind hulle hom op die berg. Hulle het hom ook daar gekry. Party het nog baie onseker gevoel oor alles wat gebeur het. Tog het hulle hom geloof en aanbid. Sien, Jesus was ook op soek. Hulle het hom ook gesoek. Hulle was ook soekers. Hulle het ook gesoek, waar is hierdie Jesus? En hier kry hulle hom op die berg en hulle besef hy lewe. Sien, en ons lees net voor dit in dit is in Markus Lukas waar ons lees, was Jesus net voor hy hulle hier kry, was hy by 2 van sy disippels gewees en hy het met hulle nagmaal gehou. En hy sê vir hulle, hoe belangrik is hierdie, my liggaam. En hy verduidelik weer wat het gebeur, my liggaam is gebreek, my bloed het gevloei. En dit is tot my gedagtenis, wanneer julle dit gebruik, dink aan my. Ek gaan vra dat die band, julle kan so lank opkom. Leon gaan vir ons 'n bietjie speel en ek wil vir jou kans gee om net dit by jouself te gebruik. Net hierdie broodjie te vat en te gebruik en te dink aan die versoening wat God gebring het. Dat hy was ook op soek op 'n stadium, maar hy was gevind. En voor jy dit gebruik om eers net introspeksie te doen en te dink, waar is die plek waar jy nou is? En dalk eers 'n gebed te doen en te sê, Here, ek is dalk nie op die ek soek jou nog, of dalk soek jy my nog. Om net 'n gebed te doen en dan by jouself die brood en die wyn te gebruik, die nagmaal, die druiwesappie te gebruik. En dan gaan ek verder gaan.
In vers 18, die Bybel is daarom so amazing, vers 18, hierdie kort sinnetjie, Jesus het nader gestaan. Jy weet, as jy toe nader, dan kom hy nader. As jy hom soek, dan sê hy, hier is ek. Maar Jesus sê iets, en ek wil graag dit vir julle los van vandag af, van hierdie versoendag af. Hy sê, Jesus begin praat en hy sê, God het aan my al die mag gegee wat daar is. Niemand is magtiger as ek nie. Ek wil hê julle moet iets vir my doen. Die wêreld is nou julle sendingveld. Gaan oral na almal toe en daag hulle uit om my sonder enige voorwaarde of verskoning te volg. As hulle bereid is om my met hulle hele lewe te volg, moet julle hulle doop op gesag van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So sal julle hulle inlyf om deel van God se familie te wees. Maar dan is julle nog nie klaar nie. Leer hulle en lei hulle dan in alles wat ek vir julle geleer het. Vertel hulle hoe belangrik dit is om aan my gehoorsaam te wees en te doen wat ek vra. Jy sien, hierdie versoening is nie net vir hulle nie, dis vir ons. Jy sien, hierdie manne het uitgegaan en hulle het begin vertel en hulle het gesê wat gebeur het en as gevolg van wat hulle gedoen het, staan ons hier en sit ons hier vandag. En ons moet aangaan met hierdie storie. Ons moet aangaan vertel van God se genade. Ons moet aangaan om te vertel van sy goedheid vir ons. En dan sluit Jesus af en hy sê, en wees verseker, ek verwag nie dat julle dit alleen moet doen nie. Elke dag tot met die wederkoms sal ek self by julle wees. Hy verwag nie dat ek en jy dit alleen moet doen nie. Sê, ek is met jou, ek is saam met jou. En dit is wat hierdie versoening vir my en vir jou gebring het. Is 'n Christus wat elke dag saam met ons is. En ons is op pad iewers heen. Ons is op pad na 'n ewige lewe. En dis waaroor hierdie volgende liedjie gaan. Dankie Tommy.